Openbaring. Ek weet nie hoe lank ek daarmee gaan besig wees nie, ek weet nie of ek een gemeente op 'n Sondag of 2 gemeentes op 'n Sondag gaan doen nie, ons sal sien. Maar dis nie 'n preek of 'n reeks noodwendig oor die boek Openbaring nie, dit gaan oor die eerste paar hoofstukke waar Johannes spesifiek aan 7 gemeentes skryf op die naam. Maar ek het gedink, dis tog nodig om so bietjie 'n agtergrond te gee oor die boek van Openbaring, want Openbaring is seker die boek in die Bybel waaroor daar die meeste verskil word, waaroor daar die meeste gedebatteer word, en ek persoonlik glo waarom daar ook die meeste, ek wil amper sê, dalk bietjie krippel eksegese inkom soms. Okay. So Openbaring moet ons verstaan in perspektief van aan wie is dit geskryf, deur wie is dit geskryf en in wat se tyd is dit geskryf. En ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels. Een van die eerste goeders wat jy leer oor Bybelinterpretasie en Bybeleksegese is dat elke brief en elke boek in die Bybel, as jy dit wil korrek interpreteer en korrek wil verstaan, moet jy verstaan wat die eerste lesers daarvan, die geadresseerdes, die aan wie die boek of die brief geskryf is. Hoe sou hulle dit verstaan? En van daar af werk ons dan, hoe is dit van toepassing op vandag? En ongelukkig het Openbaring oor die afgelope paar duisend jaar nadat dit geskryf is hierdie deel van die verstaan en hierdie deel van die eksegese van die boek dalk so 'n bietjie een kant toe gegooi om te sê vir wie is dit geskryf, hoekom is dit vir hulle geskryf en deur wie is dit geskryf. Okay, nou ek gaan jou so 'n bietjie agtergrond gee oor dit, net om jou te help om ietsie te verstaan oor Openbaring voor ons aangaan en sien wat skryf Johannes aan die kerke of aan die gemeentes. Nou Johannes begin die boek Openbaring. So net by the way, ons noem dit Openbaring, die boek Openbaring, maar die oorspronklike naam van die brief, want dit was 'n brief, julle sal nou sien hoekom. Hierdie brief was bekend as die Openbaring van Jesus Christus. Dit was die volnaam gewees in later jare toe die kanon uitgekom het hulle dit net verander na die Openbaring, maar dit is die Openbaring van Jesus Christus. Johannes skryf hier en hy sê hierdie brief kom van Johannes en is gerig aan die 7 gemeentes wat in die provinsie Asië geleë is. Johannes skryf die brief en hy skryf dit vir 'n groep mense, die 7 gemeentes in Asië, dis 'n Romeinse provinsie gewees en dis waar die moderne Turkye is vandag, dis daai gedeelte. Vers 10 praat Jesus met Johannes en hy sê op die dag van die Here was ek in die greep van die Gees en het reg agter my harde stem soos 'n trompet hoor sê en Jesus sê hierso vir Johannes, skryf wat jy sien in 'n boekrol neer en stuur dit aan die 7 gemeentes na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. So, om Openbaring te verstaan, moet ons verstaan, dis geskryf vir 'n spesifieke groep mense daai tyd. En daar was 'n rede hoekom dit vir hulle geskryf was. As jy na die kaart kyk, dan sien jy hoe clever was Jesus. Hy gee vir Johannes sommer die volgorde ook van die gemeentes. Hy sê van Patmos af moet hierdie brief na Efese toe gaan, dan na Smyrna, dan na Pergamum, ek lees nou Engels en moet Afrikaans praat. Sardes, Philadelphia en Laodicea. So dit was die gemeentes in Turkye en dit was die roete wat hierdie brief ook moes volg. Okay. Nou kom ons praat net vinnig oor Johannes, die skrywer van hierdie brief. Johannes was Jesus se jongste disipel toe Jesus op aarde was. Johannes het saam met Jesus bedien. Hy het hom goed geken. Hy was een van die binnekring disipels gewees terwyl Jesus op aarde was. En toe Johannes hierdie openbaring kry, is hy op die eiland van Patmos. Hy's daar as 'n gevangene.
Dis ook in die eerste gedeelte van Openbaring. Hy sê hy is op Patmos en hy's daar omdat hy die evangelie van Jesus verkondig. So hy's 'n gevangene van die Romeinse ryk op die eiland van Patmos en hy was op daai stadium enige iets tussen 80 en 85 jaar oud gewees toe hy hierdie openbaring van Jesus ontvang. Hierdie is ook geskryf omtrent 95 na Christus. Kyk, dis sommer net 'n bietjie informasie rondom Johannes. Johannes skryf sy eerste brief, en dis ook die volgorde wat Jesus vir hom gee het. Hy skryf sy eerste brief aan Efese, want Johannes het lank in Efese gebly. Julle sal onthou toe Jesus aan die kruis was, het hy vir hierdie selfde Johannes gesê, Johannes, kyk na my ma. Toe Jesus sterf, het hy vir Johannes gesê, pas my ma op, en Johannes het 10-1 vir Maria Efese toegevat en al daar verlang gebly, en hy was daar in die gemeente. Okay? Bear with me, is bietjie informasie, maar is interessant en goed om te weet. In Efese was die pastoor Timoteus gewees, en Efese as gemeente was geplant deur Paulus, en Paulus het ook 'n hele paar jaar in daai gemeente gewerk. Okay, dis die history van Johannes. Nou skryf hy dit aan hierdie 7 gemeentes. En ek sê weer, as ons Openbaring wil verstaan, dan moet ons verstaan wat die eerste hoorders daarvan sou verstaan en sou hoor. Wat is die doel van hierdie brief gewees? Die Bybel in praktyk verduidelik die doel van Openbaring so. Openbaring is geskryf in die literatuurvorm waarin simboliek en retoriek gebruik word om 'n boodskap van hoop aan mense wat onder vervolging gebuk moes gaan oor te dra. Dis interessant. Die doel van Openbaring was om 'n boodskap van hoop aan mense wat onder vervolging gebuk moes gaan oor te dra. Dis die doel van hierdie boek. En 2000 jaar later het Openbaring 'n boek geword wat vol nagmerries is. Openbaring het 'n boek geword wat ons mekaar mee bang praat. Maar dit was oorspronklik geskryf vir hierdie klomp Christene om te sê, hou goeie moed, die einde is naby. Dit was bemoedigend vir hulle gewees. Dit het vir daardie mense 2000 jaar terug baie beteken, en ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom. Die kernvers in die hele Openbaring volgens weer eens die Bybel in praktyk sê die kernvers is Openbaring 1 vers 3 wat sê geseënd is die een wat die woorde van die profesie lees, as ook die wat dit hoor en gehoorsaam wat daarin geskryf staan, want die tyd van beslissing is naby. Die ou vertaling sê, want die einde is naby. Dis 'n boek van bemoediging vir die Christene van daai tyd, en die bemoediging is, hou goeie moed, dis amper verby. Ons sien dit as, dis amper verby. Hulle het dit gesien as, is amper verby. Groot verskil. Kom ek verduidelik jou hoekom. Die Christene van daardie tyd was vreeslik vervolg gewees. Hulle was doodgemaak gewees. Daar sit Johannes as 'n gevangene op Patmos, die laaste van die disippels van Jesus. Hy het die langste gehou, die ander is almal dood en almal was vermoor en gemartel op 'n manier. En hy wat Johannes is, sit op Patmos. Die Christene kry nie werk nie. Hulle kry nie handel gedryf nie. Hulle word doodgemaak. Hulle loop op ashope om kos te kry. Hoekom? As gevolg van een baie bad ou, Titus Flavius Domitianus, die Romeinse keiser van daardie tyd. Sy aanspreekvorm was, Here my God. Dis hoe hulle hom moes aanspreek, die keiser. Okay. Hoor hoe interessant is hierdie. Die Romeinse ryk het 'n klomp nasies in daardie tyd oorwin met hulle weermag, en dan daai nasies moes hulle deel vorm van die Romeinse ryk, en hulle moes dan eintlik sonder dat hulle wou of wil, moes hulle die Romeinse ryk se reëls en wette en regulasies nakom.
En deel van die Romeinse Ryk se wette was, jy moet die keiser aanbid as God. En die rede hoekom die Romeine dit gedoen het, is hulle het besef toe hulle al hierdie verskillende nasies met al hulle verskillende kulture en gelowe en godsdienste bymekaar maak om een ryk te vorm, toe het hulle vir die ouens gesê, hoorie, julle hoef nie 'n revolusie te organise nie, moenie teen ons opstaan nie. Julle kan julle eie God aanbid en julle eie godsdienstige praktyke volg, maar julle opperste God is die keiser. Dis vreeslik. En Domitianus was 'n regte slegte mens, kan ons dit so sê? Hy was verskriklik hard op keiserlike aanbidding. En daarom het die Christene wat nie voor hom wou buig as Here en God, as opperste Heer nie, kon nie hulle belles kry nie. Nou hierdie kom nie uit die Bybel uit nie, hierdie is volgens oorvertelling en oorlewering en uit geskiedenisboeke uit. Die Romeinse Ryk, veral as dit 'n keiser was soos Domitianus wat aangedring het op keiserlike aanbidding, het hulle geleenthede gehad, rituele en goetertjies gehad, waar daar amptenare van die Romeinse Ryk was, dan moes die mense, soos die Christene en die Jode, moes dan inkom, 'n offertjie bring van wierook of so iets, en dan voor die amptenare, voor die beeld van die keiser buig en erken, Here, my God, my opperste Heer. En dan kry hulle 'n libellus, wat 'n lisensie was, 'n permit was, wat jou dan die reg gegee het om werk te mag kry en om handel te dryf. En as jy nie buig voor die keiser se beeld nie, kry jy nie 'n libellus nie. As jy nie 'n libellus kry nie, kan jy nie werk kry nie, jy kan nie handel dryf nie. Jy het geen regte as 'n burger van die Romeinse Ryk dan nie. Jy het nie die beskerming van die staat nie, jy het nie polisie wat jy kan bel nie. Mense kan met jou doen wat hulle wil, want jy's 'n derde rangse burger. Dis in hierdie tyd wat Johannes vir die gemeente skryf. Mense word doodgemaak, hulle gaan dood van die honger, hulle sukkel, dis terrible tye, hulle enigste hoop is Jesus, kom ons haal. Dis al. Heel anders as die tyd waarin ons leef, is dit nie. En omdat ons tye al so verander het, kan ek nou sien, hoekom het mense al Openbaring so misverstaan. Ons verstaan nie wat die Christene van daai tyd deurgegaan het nie. Ons nie 'n klou nie. Ons sit in geboue met aircons. En ons grootste bekommernis is die klank te hard of te sag. Daai ons was doodgemaak. En dis hoekom Openbaring vir hulle 'n boek van bemoediging was. Is jy nog met my? Okay, my pa het altyd sê, skud jou kop, laat jou oor jou wakker klap. Okay. Dis net informasie oor Openbaring. Nou wil ek julle so 'n stukkie meer informasie gee, volgens die konkordansies en teologiese handboeke, is daar 4 verskillende benaderings van hoe om Openbaring te verstaan. Daar's 4 major benaderings wat oor die afgelope 2000 jaar ontwikkel het, en nou gaan jy verstaan hoekom Openbaring so confusing boek is in 2022. Hierdie is interessant. Lees dit saam met my. Die eerste benadering is die preteristiese benadering wat sê, die boek was geskryf en die brief was geskryf vir Christene van daardie tyd en om hulle te bemoedig, en dis dit. Met ander woorde, Openbaring was van toepassing op daardie kerk, op die vroeë kerk, en nie op ons nie. Ek kan nie met so ene gaan nie, want dan beteken dit die hele Bybel was net gemik op die mense vir wie dit geskryf is, en dit het geen uitwerking of boodskap vir ons nie. En ons glo in die Bybel as God se woord, want al is dit 2000 jaar terug geskryf, is die reëls, die voorskrifte, die morele lesse en waardes wat vir daai tyd in Galasiërs, Efesiërs, Korintiërs geskryf is nog steeds van toepassing vandag, en is dieselfde met Openbaring. Dit kan nie gesien word as net iets wat geskryf was vir daardie kerk nie. Die tweede ene is nou weer die teenoorgestelde, die futuristiese benadering.
Dit sê, dit was glad nie van toepassing op daai tyd gewees nie, want dit is 'n beskrywing van gebeure wat slegs aan die einde van tyd sal plaasvind. Jy kan ook nie dit sien as net 'n futuristiese voorspelling nie, want hoekom sou Jesus dan vir Johannes sê, skryf dit vir die 7 gemeentes van Klein-Asië, as dit dan niks met hulle uit te waai het nie. So dit kan nie die een of die ander ene wees nie, en dis die probleem met al hierdie benaderings. As jy net fokus op die een, is daar 'n klomp goed van Openbaring wat nie gaan sin maak nie. Is jy met my? So dit was nie net iets wat vir daai tyd geskryf is nie, dis ook nie net 'n ding wat verwys na toekomstige goeders nie. Die volgende 2 benaderings maak so bietjie meer sin, alhoewel jy hulle ook nie net alleen kan insien nie. 'n Historiese benadering is, dis 'n verloop van die geskiedenis van Johannes se tyd tot met die wederkoms. Met ander woorde, die eindtyd het daai tyd al begin, en dit gaan regdeur tot laat Jesus kom. So dis goeders wat al gebeur het, wat nog steeds gebeur, en wat gaan gebeur. Dis 'n benadering wat so bietjie meer gesond is. Maar jy moet die ander 2 ook in berekening bring. En dan die laaste een is die idealistiese benadering, wat sê dis 'n simbolies van die stryd tussen goed en kwaad. Dit verwys nie na 'n spesifieke historiese gebeure nie. Die idealistiese benadering sê, dis nie goed wat gebeur het, of gaan gebeur nie. Dis 'n kykie agter die skerms na die geestelike oorlog, wat van die begin van die mens af, tot aan die einde van die geskiedenis van die mens gaan plaasvind. Ek sê weer, daar's nie een van hulle wat op sy eie net die volle waarheid het nie. Ek persoonlik glo, Openbaring was geskryf vir die 7 gemeentes van Klein-Asië, om hulle te bemoedig. Hulle het baie bemoediging daar uitgekry. Maar Openbaring was ook geskryf vir die kerk in die middeleeue, toe Christene daar vervolg was. Ek glo Openbaring was geskryf vir die kerk in 2022, want dit bemoedig ons nog steeds. Dis 'n boek wat nog altyd relevant was, en nog altyd relevant sal bly. Ons kan nie dit in 'n sekere tydperk vasmaak nie, dan maak dit nie sin nie. Okay. Net by the way, weet julle dat daar tans in die wêreld 340 miljoen kinders van die Here wat leef in vrees vir hulle lewens. 340 miljoen Christene wat doodgemaak word en vervolg word vir hulle geloof. Ons het dit maklik. Okay. Baie maklik. Okay. Right. Geskiedenisles dan hiermee afgehandel. Baie dankie. Kom ons begin met die preek. Die eerste brief van die gemeente van Efese skryf aan die voorganger van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 kandelare rondstap. Ek ken jou handel en wandel. Ek het ook jou harde werk en volharding raak gesien. En dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Jy het ook navraag gedoen oor die wat sê dat hulle apostels is, maar dit is nie. Jy het toe uitgevind dat hulle eintlik leenaars is. Verder volhard jy en net jy ter wille van my baie verdra sonder om moeg te word. Jesus skryf hier, of sê hier vir Johannes om aan Efese te skryf, maar dis Jesus se woorde. Hy praat met die gemeente van Efese. Efese was in daardie tyd ek wil amper sê dit was die model vir die kerk. Efese was 'n gesonde gemeente. Hulle het hard gewerk, hulle het dwaallerings bekamp en beveg, en hulle het seker gemaak, as ouens sê hulle is 'n apostel, dat seker gemaak, is hy of is hy nie. Hulle was gefokus op die waarheid. Paulus het daai plek geplant, hy het hulle geteach, Timoteus het oorgevat by hom, Johannes wat die brief geskryf het, was deel van daai gemeente. Efese was 'n smart plek, en Efese as 'n stad was een van die grootste handelsstede in daardie tyd gewees. Dit was op die see gewees, dit het 'n groot hawe gehad. So Efese het geoperate.
En Jesus sê hier vir hulle, ek sien hoe hard julle werk. En ek sien hoe belangrik is die waarheid vir julle. So hy sien die mooi wat hulle doen. Ek dink Efese was 'n gemeente wat besig was. Hulle het goeders gehaat en goeders gedoen en hulle was ook 'n mengelmoes van kulture en agtergronde en hulle het gestoei om by die waarheid uit te kom en hulle was 'n gesonde gemeente gewees. Maar Jesus sê vir hulle die volgende. Ek het hierdie een klag teen jou. Dat jy jou eerste liefde versaak het. Dink terug aan hoe ver jy uitgesak het en kom tot inkeer. En doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het. Anders kom ek na jou toe en sal ek jou kandelaar van sy staanplek af verwyder as jy nie tot inkeer kom nie. So Jesus begin mooi. Hy sê vir hulle, well done. Julle werk hard, julle byt vas, julle druk deur. Julle doen goed. Maar julle het julle eerste liefde verloor. Sjoe. Jesus skryf daar aan 'n groepering van mense, aan 'n kerk. Ek wil dit vandag gebruik en met jou praat. Dalk werk jy hard. Dalk streef jy daarna om uit te vind wat die waarheid is. Jesus soek nie dit nie. Hy soek jou liefde. Dink bietjie hoe het jy oor die afgelope paar jaar dalk ook in jou eerste liefde bietjie dof geraak. Het julle gesien hoe lyk 'n paartjie wat verlief is? Wanneer laas het jy dit gesien? Dit is vreeslik interessant om dit dop te hou. Ek het nou die dag by 'n geleentheid, ek gaan dit nou maar sê, maar toe sê een van my pelle vir 'n koppel wat so verlief is, toe sê hy, julle verliefdes sit ons ouens wat lankal getroud is onder vreeslike pressure. Is lekker om verlief te wees. Die nuutheid daarvan. Jy praat vir ure. Hou handjies vas. Julle wil by mekaar wees, heeltyd by mekaar wees. En somehow so met tyd dan kom hulle op 'n plek waar hulle 50 jaar getroud is, waar die tannie daar voorloop en die oom kom hier agterna gestap. Ek speer van handjies vas nie. Oom wat 6'4" was, wat nou net 5'8" is. Het gebeur. En ons het gebeur met ons verhouding met die Here ook. Hy sê, kyk hoe ver het julle teruggeval. En dan sê hy die volgende in vers 7. Hy sê, doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het. Doen weer wat jy in die heel begin gedoen het. Dink bietjie daaraan. Toe jy net iets begin besef van die Here, party van julle wat hier sit ken ek, jy het 'n kragtige bekering gehad. Ander het so met tyd tot bekering gekom. Ek is een van daai ouens, ek dink die Here het gesien, hy moet my maar bietjie deur 'n proses vat, dit gaan nie so wees nie. Maar in die begin, as jy met mense praat wat nou net een of ander belewenis met die Here gehad het, wat gebeur? Daai ou praat sommer net van self oor die Here. Jy het al agtergekom. Hulle lees die Bybel, hulle soek boeke oor die Bybel en hulle mis niks by die kerk nie. Hulle kom aanbid en hulle aanbid met oorgawe. Hoekom? Daar's soos 'n vuur hier binne. En weet julle wat doen die kerk? Ons vat 'n brandblusser. Die kerk. Nee man, jy's bietjie radikaal, jy's bietjie chill, jy gaan mense ontstel. Waar staan jy?
laat ek jou so vra. Wanneer laas jy verlief gevoel op Jesus? Ek gebruik spesifiek die woord verlief. Vir ons as mans is dit nou moeilik om dit in te sien. Maar dink net 'n bietjie daaroor. Wanneer laas was jy so excited oor die feit dat God deel is van jou lewe? Jesus skryf hierdie vir 'n gemeente wat vervolg word, wat doodgemaak word. Hulle werk hard, hulle byt vas, hulle druk deur en Jesus sê, dis alles nice, ek soek jou liefde. Ek wil hê jy moet so met my leef. Ek wil hê jy moet excited raak oor wie ek is.